Goeiemôre. Jy luister na die reeks Kopskuif, 'n reeks waar ons nadink oor ons denke, ons gedagtes en hoe dit ons lewensbestemming beïnvloed. Die deel waarmee ons besig is in die reeks is gebaseer op die boek van James Clear, Atomic Habits. Jy luister na die 89ste oordenking en die tema vanoggend is bladkrabbers. So 'n bank in die klein voorstad Abbotsford in Kanada 'n 23-jarige aandelemakelaar aanstel, het niemand hoë verwagtinge gekoester nie. Die klein dorpie was immers in die skaduwee van Vancouver, die stad van geleenthede. Dis daar waar verhandelinge op groot skaal gebeur. Maar binne 18 maande het hierdie jong man $5 miljoen vir sy maatskappytjie ingewin. En binne 'n jaar het hy 'n salaris van $75 verdien. Dit was 1993. 'n Groter maatskappy het hom spoedig opgeraap en sy lewe in 'n totaal nuwe rigting ingestuur. Hoe het hy dit reg gekry? Hoe kon hy in so kort tydjie, in 'n dorpie wat feitelik geen belofte ingehou het nie, so gou opgang maak? Met bladkrabbers, paperclips. Wel, in 'n sekere sin. Want wat die jongman gedoen het, is om elke môre by sy kantoor op te daag met 120 bladkrabbers. Dan het hy met elke oproep wat hy gemaak het, een krabbertjie in 'n tweede houer gegooi. En hy sou nie huis toe gaan voordat die eerste houer leeg was nie. Die bladkrabberstrategie is eenvoudig, dog effektief. Dit bied aan 'n mens die geleentheid om jou doelwit visueel voor te stel, as bewysstuk van jou vordering, en jy kan jouself daarby hou. Daar is baie maniere om dit visueel voor te stel. Nog 'n manier byvoorbeeld is om 'n kalender te gebruik, en seker te maak daar is geen dae op die kalender waarin daar 'n leespasie is waarin jy nie vordering gemaak het nie. Om jou gewoonte so uit te beeld, word eintlik 'n vorm van beloning. Die 4de wet van gewoontevorming. Ons brein floreer op belonings. 'n Mens kan moeilike take makliker regkry wanneer jy jouself beloon. Een van my gunsteling oomblikke van Mr. Bean se episodes, of in sy films, is wanneer hy iets gewoon regkry, maar met groot vreugde vier, tong uitgesteek by die hoek van sy mond, groot glimlag daarop, een hand op sy heup en sy prestasie bewonder. Die sielkundige beloning wat so diep in ons kind-ego staat lê, ons het oorwinnings om te vier. Dit versterk die moontlikheid dat ons gewoontes volhoubaar maak. As ek mag, wil ek graag iets persoonlik met julle deel. My pa was 'n baie hardwerkende man. Maar hy het die kuns verstaan om sy harde werk te beloon met sy gunsteling stokperdjie, hengel. Ek bedoel, my pa was nie net lief vir hengel nie. Hengel was sy lewe. En sy gunsteling spesie om te hengel was kurper. Vanaf sy boot het hy dan in water tussen 6 en 15 meter diep groot blou kurpers gaan soek. En hy het 'n studie gemaak van die watertemperatuur, stand van die maan, weerspatrone, seisonale verandering en dies meer. Vir sekere seisoene sou hy dan verskillende dobbertjies gebruik het. Een Vrydagmôre het sy buurman vroeg by hom kom tee drink. Hy was juis besig om voor te berei vir die volgende dag sy hengel, en hy het so met 'n dobbertjie in sy hand gesit wat van palmboom vervaardig is. Terwyl hy dit so in sy hand hou, het hy dit so uitgestrek en die dobbertjie op sy vinger gebalanseer. Met 'n groot glimlag en 'n diep tevredenheid het hy gesê, "Kyk, dit is hoe 'n dobbertjie moet lyk wat perfek vervaardig is." En dit was sy laaste oomblikke voor die hartaanval. Ek koester daardie herinnering, want dit is hoe ek my pa onthou. Hardwerkend, maar beloon jou harde werk met goeie gewoontes. Gun jouself uitbundige vreugde op wat mooi is in jou lewe
en in die wêreld. Dit maak nie saak hoe getrou jy jou gewoontes volg nie. Daar sal dae wees waarin jy nie slaag nie. Op die een of ander stadium gaan jy siek word, 'n krisis beleef, 'n skuif moet maak. Wat ook al gebeur, sê James Clear, moenie 2 keer uitstel nie. As jy eendag verloor, daag so gou moontlik op om jou gewoonte te hervat. As jy vir 'n tyd siek is, hervat jou gewoonte so gou as moontlik. Want die eerste uitstel is 'n ongeluk. Die tweede een word 'n gewoonte. Die verbreeking van 'n gewoonte kan met almal gebeur. Maar die verskil tussen diegene wat aanhou en wen en diegene wat ophou en opgee, is die hervatting van so 'n gewoonte so spoedig as moontlik. Die belangrikste les van almal vir my is hierdie woorde: moet nooit 'n 0 opskryf nie. Maak nie saak hoe halfhartig of gebrekkig jou poging mag lyk op 'n afdag of slegte belewenis nie, beur net voort, druk deur. Gooi daardie bladkrabber in die leehouer. Ons gebed vir môre kom uit die Groot Gebedeboek. Here God, ek dank U vir hierdie aarde, ons tuiste, vir die wye hemelruim en die geseënde son, vir die sout see en verlopende water, vir die ewige berge en die rustelose winde, vir bome en blomme en struike en die gras onder ons voete. Dankie dat U ons met sintuie geskep het, wat musiek en voëlgesange kan hoor, wat die uitbundige lente en ryke vroeë herfsdae kan sien, wat die vrugte van die somer kan smaak en die reën van die seisoene teen ons vel kan voel prik. Here, moenie dat ek aan die skoonheid ooit so gewoond sal raak, dat dit my nie meer roer en ek U nie meer daarvoor dank nie. Maak my hart so oop vir die majesteit van U skepping, dat ek sal raak sien hoe selfs die vaalste veldbos vlam van U heerlikheid. O God, U die kunstenaar, die skepper, ek loof U wat lewe en regeer vir ewig en ewig. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.